gaan dan saam lees uit Lukas 11 vers 5 tot 13, die gelykenis van die onbeskaamde vriend. En dan kyk ons ook na Sondag 45 vanaand van die katekismes. Ons is nou deur die 10 gebooie, die Here se wet, en belangrik hierdie is die laaste deel van die katekismes, ons dankbaarheidslewe, en daarom is die 10 gebooie behandel as hoe ons dankbaarheid aan die Here kan bewys as verlostes. Dis hoe die laaste vraagie van Sondag 44 ook sê, wat is die doel van die 10 gebooie? Ja, om ons sondes vir ons te wys dat ons na Christus kan vlug, maar ook sodat ons kan sien hoe ons as verloste volk van God moet lewe. En dan begin die laaste deel van die katekismes nou by Sondag 45, gebed. Die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Maar voordat ons daai lees, kom ons hoor die Here se woord. Lukas 11 van vers 5 af. Kom ons lees van die begin van die hoofstuk af. Dit is ook deel van die Sondagsafdeling, die Onse Vader. So van vers 1 af dan. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle: wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê: wie van julle sal 'n vriend hê, en sal middernag na hom gaan en vir hom sê: vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê: moenie my lastig val nie, die deure is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed, ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. Ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eie vra hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ons lees tot daar die Here se woord, en dan kyk ons na daai paar vragies en antwoorde van Sondag 45. Eerste een vra: waarom is gebed vir die Christene nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. En tweede moet ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. En derde moet ons hierdie vaste grond
ten derde het ons hierdie vaste grond dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self aan ons geleer het. En dan volg die Onse Vader wat ons nou gelees het. So as dit waar is wat Jesus hier sê, en natuurlik is dit, bid en vir julle sal gegee word. Dan moet ons bid. Die katekisme sê, gebed is die Christen se grootste of vernaamste deel van sy dankbaarheid. En ons het nou die 10 gebooie deurgedraf, maar hier is die toppunt. Die katekismes eindig met hierdie, dis die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Die grootste deel. So is dit so by julle. Hoe lyk dit daar in jou binnekamer? As jy 'n biddende Christen. Daai twee woorde kan nie geskei word nie. Jy kan nie 'n Christen wees sonder om biddend te wees nie. So, hoe weet jy of iemand 'n Christen is? Wel, hy bid. As jy nie bid nie, het jy nie 'n dankbaarheidslewe nie. Dis wat daai woorde in die katekisme sê. Jy lewe nie as 'n Christen nie. Dis die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Toe die apostels in Handelinge 6 die 7 manne moes aanstel om toesig te hou oor die daaglikse versorging, sê hulle, hoekom hulle nie die tafels kan bedien ten koste van die bediening nie? En ja, die versorging van die armes is baie belangrik. Dis hoekom daai 7 manne daarvoor aangestel is. Maar dan sê die apostels, julle doen dit, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En daarmee som hy die bediening van die woord op. Maar heel eers noem hy gebed. Gebed en dan die bediening van die woord. En hierdie voorbeeld van die apostels wys net vir ons, dis hoe belangrik gebed is. Nie, natuurlik nie net vir die amptdraers, nie vir elke Christen. Die Christen kan nie daar sonder nie, dis onmoontlik. As jy nie bid nie, en volhard, soos die katekismes daar op 'n hele paar plekke sê, heeltyd, sonder ophou en volharding, bid nie. As jy nie so bid, leef met gebed nie, dan wys dit jy het geen verhouding met Jesus nie. 'n Disipel van Jesus bid. En dis hoekom een van sy disipels na hom toe kom daar in vers 1 wat ons gelees het, en vir hom vra, dis nou 'n disipel wat na hom toe kom, en vra, Here, leer ons bid. 'n Disipel van Jesus gaan dit vra. Ek wil bid, want 'n disipel is nie iemand wat nie bid nie. Nou, wat daai disipel daarmee sê is, ons verstaan nie gebed reg nie, en ons bid ook nie reg nie. Nadat ek in Christus ingelyf is, en werklik deur die geloof in hom wandel, waarlik in hom glo, gaan jy moet leer bid. Want ek kan nie self nie. Net soos wat ons die 10 gebooie nie kan self doen nie, ons is op ons knieë voor die Here om ons te lei deur sy Gees om elkeen van daardie gebooie te gehoorsaam. Net so hierdie die vernaamste deel van ons dankbaarheid, ons kan nie self nie. Here, leer ons bid. Jesus moet ons leer, die kindertjies moet dit leer. Ou mense moet dit leer. 'n Disipel van Jesus kom heeltyd en vra, Here, leer my weer bid. Want ek weet nie hoe nie. Soos wat ons struikel in die res van ons dankbaarheidslewe, struikel ons heeltyd ook hier. En dis hoekom Romeine 8 vers 26 sê, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. En daai's vir gelowiges. Gelowiges wat al vir jare dalk bid.
Ons weet nog steeds nie wat ons moet bid nie. So hoe werk die Gees? So hoekom die Gees ons swakhede te hulp? Al hy werk buiten sy onuitspreeklike sigtinge in sy intreewerk, werk hy met die woord. Hy leer ons heeltyd met die woord hoe ons moet bid. En dit is Jesus se woord. Maar goed, kom ons kyk dan wat leer Jesus ons hier oor gebed in hierdie gelykenis wat hy vertel van die onbeskaamde vriend en dan hoe dit in ons gebedslewe moet lyk. Ons kan dit opsom met die tema die noodsaaklikheid, die vereistes en die sekerheid van gebed. En dis ook wat die katekismes dan vir ons leer. So Jesus leer sy disippels die Onse Vader daar in vers 1 tot 4. Ons gaan nou nie daarop ingaan nie, die res van die Sondag gaan ons by elkeen van die bede stil staan. Maar dan vers 5 dan is dit asof hy kommentaar lewer nou op die gebed wat hy geleer het, op die Onse Vader. En dan vertel hy hierdie gelykenis en dan verduidelik hy wat dit beteken. Wat wil hy daarmee sê? So hy skep hierdie scenario en hy trek sy disippels in die scenario in. Wie van julle het 'n vriend? En met daai vraag dan moet ons ook en sy disippels nou mooi dink. Wie van julle het 'n vriend? Sê nou maar, jy gaan middernag na daai vriend toe waarin jy kan dink. En jy stop by sy hek en jy lui sy klokkie en daar's so 3 luie en 'n WhatsApp en 'n oproep. Antwoord hy uiteindelik sy foon en hy staan daar in sy venster met sy kamerjas aan. En hy sê vir hom, hoor die kuiergaste het nou net opgedaag. Hulle is al vir ure op die pad, hulle kon nie aandete kry nie, al die winkels is toe, ons het niks om vir hulle voor te sit nie, my kaste is leeg, leen vir my 'n paar brode asseblief. En terwyl hy dan nog die slaap uit sy oë uitvee, dan sê hy, dis 12:00. Jy kom so bietjie op 'n ongeleë tyd hier aan. Die kinders slaap al, dis gesluit, wat is hierdie? Nee, ek kan nie nou nie, kan dit nie wag nie. En dan vra Jesus, is dit hoe jou vriend gaan reageer? En dan antwoord hy sy eie vraag in vers 8. Ek sê vir julle, al sal hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. Hy sal opstaan, want hierdie vriend het sonder om skaam te wees dit gewag om middernag na hom toe te kom. Hom te vra vir brood. Maak nie saak wat die motief was nie, hy sal vir hom gee wat hy nodig het, want sy vriend het kom vra. So, wat leer Jesus ons nou hiermee met hierdie storie? Met hierdie kort gelykenis? Wel, Jesus sê in die volgende verse, dis hoe dit is by jou vriend wat self 'n sondaar is. Die Vader sal aan jou gee sonder om te verwyd, as jy vra. Gaan net na hom toe. Gaan vra net. As jou vriend vir jou sal gee, as jy net gaan vra vir brood, hy sal gee. Ons almal hier in die gemeente kan dink aan enige iemand hier, as julle middernag by mekaar opdaag, ons gaan, ja, hierso, vat. Al is dit bietjie ongeleë. Daar's nie 'n ongeleë tyd by die Vader nie. Daar's nie 'n middernag by die Vader nie. Hy kan en hy sal gee aan die wat hom vra, wat hulle nodig het. Hy's nooit verras oor jou aankoms nie. Hy moet nooit eers die slaap uit sy oë uitvee nie. Hy's nooit gepla wanneer sy kind na hom toe kom nie. En daarbij het hy altyd genoeg in sy kaste, want hy is die oneindige God. So in vers 9 en 10 dan wys Jesus vir ons hoe ons gebed dan moet werk. En ons hierdie 3 opdragte met 3 beloftes. En dit sê net weer, bid, want dit is hoe die Here gee. Dis hoe hy werk, hy gee deur die instrument van gebed. As jy die instrument van God gaan ignoreer, waarom gaan hy vir jou gee? Sê maar, die tuin word nie nat nie.
Die krane sal heeldag oop, maar die tuin word nie nat nie, want die tuinslang lê net daar. Hy's nie gekoppel nie. Waarom gaan die Here gee as jy sy instrument ignoreer? Jesus sê in Matteus 6 vers 8 ook, ons Vader weet wat ons nodig het voordat ons hom vra. So hoekom moet ons dan nou bid? Wel, want dis hoe God wil gee. Hy wil gee aan die wat bid. Dis hoe God aan sy kinders skenk uit genade. Hy wil hê hulle moet besef hoe groot hulle nood is. Hulle moet kom vra. En dan sal hy gee. En dan moet hulle sien hy gee en hulle moet hom dank daarvoor. Die katekisme sê daar, gebed is ook noodsaaklik. Dis nie net die vernaamste deel van ons dankbaarheid nie. Dis ook dis noodsaaklik omdat God sy genade en Heilige Gees gee alleen aan diegene wat aan diegene wat wil gee wat hom met hartlike sigte sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Dis hoe hy gee. So Jesus sê eers bid of vra en vir julle sal gegee word. En elkeen wat bid ontvang. Daai elkeen sê is vir almal, is vir enigiemand. Ons moet hier leer hoe om te bid. So hierdie leer ons in die eerste plek hoe ons houding moet wees wat ons moet inneem as ons bid. Die woordjie bid is vra. Met ander woorde, jy moet besef jy het nie en jy kan nie self nie. Vra. Die ou daar in die middel van die nag, sy kaste is leeg. En daarom vra hy. Hy bars nie in die huis in en kies wat hy graag wil gebruik nie. Hy vra. Dis om arm van gees voor die Here te kom staan, soos 'n bedelaar. Vra. So die woordjie bid sê, ek het niks, en ek kom in nederigheid voor die een wat alles het, en ek vra, ek smeek of pleit. So jy ag die persoon by wie jy vra, baie hoër as jouself. Dis om te besef, Here, ek het regtig niks om te gee in 'n ruiltransaksie nie. Daai vraag is nie, ek gee hierdie en dan gee u hierdie nie. Al wat ek kan doen is vra. Aan die een kant, ek het niks om te bring nie, en aan die ander kant, ek is so diep in die ellende onder die oordeel, ek verdien juis die teenoorgestelde as dit waarvoor ek vra. Ek bid tot my Vader wat in hemelse majesteit is. Ek besef, ek praat nie met my pel nie. Ek kom voor sy verhewe heiligheid en reinheid, verootmoedig in kleinheid en nederigheid. Dis soos 'n verraaier dit te waag om voor die koning van die land te kom in sy troonkamer en te vra, o koning, vergewe my. Hy weet sy kop kan ook waai, maar hy kom vra, vergewe my. Dis om te bid soos hy tollenaar in Lukas 18. O God, wees my sondaar genadig. Die fariseer daar by die tollenaar het nie gebid nie. Hy het nie gevra nie. Al wat hy gedoen het is om te sê. Dink aan wat daai fariseer daar gesê het. Ek dank U dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Ek doen dit en ek doen dit. Hy het niks gevra nie. Hy het nêrens gepleit nie. Hy sê net. Dat die tollenaar pleit, smeek. Dis wat gebed is. Hier is so anders as die idee van lewenspreek of met positiwiteit oor mense uit te spreek en daarmee half God te dwing tot aksie, of soos Jesus sê, soos die heidene wat dink deur baie herhaling gaan hulle God kan dwing om te gee. Hier is vra, Here, al wat ek kan doen is net smeek. Dis dan 'n houding
wat ek ook deur my hele lewe het. Nie net as ek my oë toemaak nie. So dit is so anders as ons wat hierdie ding net begin. Ek begin hierdie nuwe dag en ek dink, ek gaan self, ek is reg sonder dit, ek het hierdie. Dis nie net as ek dalk 'n preek moet begin voorberei en ek dink, ek het hierdie, dis vir enigiets ons doen. Dit is so anders as ons wat allerhande goed beplan en besluite maak sonder om te bid. Dis 'n houding van afhanklikheid in alles. Verder beteken hierdie vra of bid dat daar op 'n manier toegang moet wees tot die troonkamer. Enigiemand kan nie net instap nie. Dis die heilige berg van God. Jy kan nie net daar inkom nie. Dis gesluit. Dit word bewaak. So vra en bid, daai opdragte wat Jesus sê, veronderstel, hier is ons regtig persoonlike verhouding moontlik. Die ou daar in die middel van die nag kom na sy vriend toe, na die adres toe, want hy ken hom. En sy vriend het oopgemaak, want hy ken sy vriend. So hoe het ons hierdie toegang om te bid? Wel, dis net deur Jesus. Jesus is die toegang. God wil ons gebed ter wille van Jesus verhoor. Ons verdien dit glad nie. Maar God sê, vra, want Jesus het in jou plek die toegang verdien. Efesiërs 2 vers 18 sê, deur hom het ons die toegang deur een Gees tot die Vader. Dis hoekom ek vir die Vader kan sê, Vader, dis hoekom ek regtig in 'n persoonlike verhouding met God kan praat. Ek kan hom noem, Vader, en ek kan hom smeek, en ek kan regtig alles van my hart voor hom uitstort. Ek kan met hom praat. Ek het VIP access, want ek ken iemand wat baie hoog op is, die hoogste op is, aan die regterhand van God is. Ek ken vir Jesus. Hy het toegang bewerk. So wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En dit is net so goed, en dis hoekom ons in sy naam bid. Ons bid asof Jesus dit vir ons by die Vader vra, in sy naam. Want ons is in hom ingelyf, een met hom, en daarom saam met hom, daar in die troonkamer. Dis hoekom Jesus sê in Johannes 16 vers 23, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. En dis hoekom Jesus net kan bysit, as jy bid of vra, gaan jy kry, want as jy bid in die naam van Jesus, dan is dit asof God se eie seun hom vra. Jy bid met Jesus se handtekening. Asof Jesus bid. Is so goed. En natuurlik, dit sê net weer, jy moet bid. Jesus is dood aan daai kruis, sodat jy kan bid. So bid. Jesus praat verder oor soek en jy sal vind. En dit sê, vra plus doen, om iets in die hande te kry. Soek. Die man wat die brode nodig gehad het, het gekom. Hy het gekom om te vra. Hy het moeite gedoen om te soek wat hy nodig gehad het. Hy het kom vra, en dit leer ons iets van gebed en hoe die Here werk met gebed. As ek vir die Here sou vra, Here, gee my 'n dieper verstaan van die heilige woord, dan sê hierdie soek, ek gaan dit regtig met ywer soek in gebed, maar ek gaan ook moeite doen om dit 'n werklikheid te maak. Ek gaan nie bid, Here, gee my 'n dieper verstaan van die woord, en dan maak ek my Bybel toe nie. Ek gaan in die skrifte inspring en dit bestudeer, en ek gaan na preke luister, en ek gaan gemeenskap van die gelowiges opsoek van ander wat dalk wel so diep verstaan van die woord het, en ek gaan hulle gesprekke opsoek. Ek gaan die goed gebruik wat die Here vir my gee, sodat ek 'n dieper verstaan van die woord kan kry. Soek is vra en doen. En dis hoe die Here werk. As jy bid dat die Here jou ernstiger maak oor gebed,
Wat doen jy? As jy bid dat die Here daardie persoon se hart sal verander, wat doen jy? Of dalk bid jy dat die Here jou 'n gesonde lewe sal gee, maar dan lewe jy van takeaways. Of jy lê heeldag op jou lae rug. As jy bid dat jy 'n sonde sal oorwin, soek jy dit regtig? Want wat doen jy as jy bid om hierdie sonde te oorwin? Watter planne maak jy? Natuurlik beteken hierdie nie, ons het hierdie samewerking tussen, ek doen 50% en die Here doen 50% nie. As ek soek dit waarvoor ek vra, is dit nog steeds God wat my gebed verhoor en dit werk deur sy Gees. Deurdat ek dit soek, gee die Here dit reeds. Dit waarvoor ek soek. Die laaste een is klop en vir jou sal oopgemaak word. En dit gaan natuurlik saam met vra en soek, maar ek dink hier is die klem, hou aan met sekerheid. Jy doen moeite, jy volhard in gebed met sekerheid. Jy klop omdat jy verwag dat iemand gaan oopmaak. So jy gaan aanhou klop. Omdat jy in die naam van die Seun bid, kan jy met sekerheid aanhou klop tot daar vir jou oopgemaak word en jy kry wat jy nodig het. Bid sonder ophou. En al drie opdragte sê dit ook. Vra, soek, klop is opdragte wat kan beteken, moenie ophou nie, hou net aan. Vra, soek, klop. Hou aan met die sekerheid dat jy verhoor sal word. Nou, Jesus beklemtoon hierdie ding van gebed en die beloftes daarmee saam. Hy onderstreep dit regtig behoorlik, hy herhaal dit 'n paar keer. En hy herhaal wat hy reeds gesê het in vers 9 en dan weer in vers 10. En daarmee is dit duidelik, nie 'n enkele disipel van Jesus gaan teleurgestel word as hulle hierdie opdragte uitvoer nie. Want elkeen wat bid, ontvang en hy wat soek, vind en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Dit is vas. Hy het dit al 'n hele paar keer gesê, dit is wat dit is. As jy hierdie doen, sal daar vir jou oopgemaak word en jy sal kry en jy sal vind. Maar beteken dit nou, ons kan nou net bid wat ons wil? Seker wees die Here gaan dit gee. Moet ons soos Joel Osteen maak, vir hy voorspoedsteoloog, sê, jy moet die beter werk vir jouself opeis in gebed. So as jy nie uitkom by die positiewe denke en in hierdie samewerking van gebed met God en ek kry nie wat ek wil hê nie, dan sit 'n ding van ek bid en glo nie hard genoeg nie, want gebed gaan eintlik net oor jou. Wel nee, dis nie hoe dit werk nie. En ons twee goed wat hier belangrik is. Eerstens, ons moet God reg ken. En dan, omdat ons hom reg ken, moet ons besef, ons moet bid vir dit wat ons beveel is om te bid. En ons sien dit in daai laaste vers 11. Ons bid tot die Hemelse Vader vir sy Gees. So eerstens, ons moet weet wie God is. Hy is die enigste God. Hy alleen. En hy alleen kan daarom ware vreugde gee. Hy is die gewer van alle goeie dinge. En daarom moet ek hom as die gewer aanbid en nie die goed wat hy gee nie. Jesus sê, ek kan nie God en Mammon dien nie. So as ek bid en my gebede gaan net oor myself, dan gebruik ek gebed as hierdie klankbord waar ek oor myself kan praat. Soos daai fariseer in Lukas 18. Hy was nie besig om die ware God te aanbid nie, hy was besig om homself te aanbid. En as ek net bid vir goed, finansies en 'n beter dit en 'n groter daad, dan is ek besig om die skepsel te vereer en dien in plaas van die Skepper. As ek so bid, dan het ek geen sekerheid van verhoor nie. Ek kan nie na God toe kom met my prentjie van wie hy is nie.
Of as ek na God toe kom en dink hy hoor nooit nie, of as ek na hom toe kom in 'n gebed met die idee dat hy okay is met sonde, so ek vra hom nooit om vergifnis nie, en ek leef maar net voort in my sonde, sonder berou, en net so nou en dan uit gewoonte dalk, dan vra ek, en vergewe ons skulde. Ek besef nie dat God regtig heilig is nie. Ek gaan net aan om blaatant en om te sondig, kan steeds nie verwag dat die Here so 'n gebed verhoor nie. Of as ek sê vir myself, ek gaan nie vir hierdie ding bid nie, want dit is net onmoontlik, dalk dat God jou man se hart sal verander, of iets soos dit, dan kom ek weer eens met my beskouing van wie God is, en nie soos hy om sy woord openbaar nie. Dit is so belangrik, dis hoekom ons met ons Bybels moet bid. Met ons oop Bybels. Lees soos wat jy bid, en bid soos wat jy lees. En bid dan wat jy gelees het. As jy Bybel lees en jy leer wie is God en wie jy is en wat God van jou eis, bid dit. Die Bybel is die leerskool van die Heilige Gees. Dit is hoe hy ons swakhede te hulp kom, ons te leer hoe om te bid. En veral die psalms. Die psalms is 'n boek vol gebed. En dis mos sekerheid, as jy die Bybel bid, God se eie woorde vir hom terugsê, dan kan jy mos weet die Here gaan jou hoor. Dis hoe die Gees ons leer om te bid. Martin Luther het gesê, gebed is om al God se beloftes voor sy gesig te hou. Dis al wat gebed is. As ons bid vir ons daaglikse brood, dis net omdat die Here beloof het, hy sal dit vir ons gee, en dan kan ek bid, Here, soos U beloof het, gee vir ons daaglikse brood. En hy doen. Al sy beloftes is waar. Maar goed, wat moet ons dan bid, soos Jesus ons leer? So ons moet bid met die regte godsbeskouing, wie God is, en daarom daaruit vloei, ons moet met ons Bybels oop bid. Maar wat presies is dit nou? Wel, dis al ons behoeftes, soos God dit definieer, en nie soos ons dit definieer nie. So ons kom nie na God toe met ons definisie van wie hy is nie, maar ons kom ook nie na God toe met ons definisie van wie ons is nie. Ons eie nood nie. Jesus leer ons wat dit is. Wat ons regtig nodig het, is die Onse Vader. Wat ek werklik nodig het, is dat ek God se naam sal heilig. Dat sy koninkryk in my sal kom. Dat ek sal neerbuig onder Christus se koningskap. Dat ek sy wil sal uitvoer. Dat ek genoeg het om van te lewe, sodat ek dit kan doen. Dat ek het genoeg brood, sodat ek môre sy naam kan heilig. Dat ek waarlik in 'n versoende verhouding met my Vader sal leef. Sy vergifnis sal uitleef, dat ek bewaar word van die bose en in die versoeking kan staande bly. Dis wat ek nodig het. Dis al my liggaamlike en geestelike behoeftes. So wanneer ek bid dat die Here my liggaam sal sorg, dat ek gesond word van 'n siekte, dan definieer God jou eerste behoefte, dat ek moet buig onder sy wil, en daarom sal hy jou gebed verhoor soos hy goeddink. Wat ek regtig nodig het, is dat ek meer soos Christus word. En daarom bid ek saam met Here, genees hierdie siekte, bid ek soos U wil, sodat ek sal buig onder U wil. So as ek moet bid dat ek gesond word van 'n vreeslike pynlike siekte, dan sal dit wees, Here, U is die enigste een wat waarlik vreugde kan gee in hierdie lewe. By U vind ek vervulling, maar ek is in pyn en in onsekerheid.
genees as U wil hierdie siekte, as dit my meer soos Jesus gaan maak. Maar Here, as dit U wil is dat ek nie genees moet word nie, sodat U naam geëer kan word hierin, dat ek meer op my knieë moet wees vir nog 'n tydjie, laat die siekte bly. Want U weet wat ek nodig het. As Jesus bid daar in die tuin van Getsemane, hy het geweet, hy gaan binnekort sy Vader se oordeel oor ons sondes dra, en sy sweet het soos bloeddruppels geword, en dan sê hy, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Dis wat ons nodig het, dat die Here se wil sal geskied. Ons bid vir die behoeftes soos God dit in sy woord definieer, soos hy dit bepaal. Weet julle, as ons so met God se definisie van wat goed is vir ons bid, en met sy beloftes bid, dan kan ons regtig seker wees dat hy sal verhoor. Kyk wat leer Jesus daar ons staan in die laaste deeltjie van die vers 11 tot 13. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra om 'n skorpioen gee. Dis net absurd. Dis ondenkbaar. Nou, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Ons is totaal verdorwe en ons weet om vir ons kinders kos te gee as hulle honger is. As julle dan wat sleg is, dit weet, hoeveel te meer, oneindig meer, sal die Vader weet, hy wat die bron is van alle goed, soos NGB artikel 1 sê, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is, hoeveel meer sal hy nie vir sy kinders gee, wat regtig nodig is nie. En nou, as my kind vir my 'n koekie vra, dan gaan ek nie vir hom 'n skorpioen gee nie, maar ek gaan dalk vir hom sê, wag net bietjie, mamma is besig met die kos. Want ek weet wat hy regtig nodig het. Hoeveel te meer sal ons Vader nie weet nie. Die goeie gawes sal hy gee soos hy dit definieer. En uiteindelik som Jesus op wat ons regtig nodig het daar. Dis die Heilige Gees. Dis waarvoor ons vra in die Onse Vader. Al die bedes van die Onse Vader word deur die Gees bewerk. So hoekom moet 'n Christen bid? Wat kan nie anders nie, God beveel dit. Dis die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Dis hoe ons God dank vir die verlossing en gawes wat hy gee. En dis ook die manier hoe hy gee. En die gawes sy Heilige Gees wil gee. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Met danksegging. Ons moet vra en ons moet dank. Ons moet God prys in ons gebede. So kom ons bid saam.